Ek weet, toe my suster my sien, die eerste keer, toe sê ek nog bebloed, was ek bebloed en wat ook te sien sê vir my, toe sê sy, nie wat so lelike baba is die. Toe ek was het te gaan ons so 'n bietjie beter. Maar, wanneer daar 'n babatjie gebore word, dan is daar blydskap, daar's vrede, there's happiness. I think I'm going to mix tonight the languages again. Mix. There's this happiness, there's joy, there's new life into a family. When there's new life, there's new prospects. Almal voel opgewonde en lus maar vir die lewe. En oupa en ouma as kyk, hulle eers mos nou die mees gelukkigste mense. And the grandfather and grandmother walks around bragging with this baby all over because there's joy. New life has come into the family. Now, in Matthew 28, 19 and 20, 1890, before Jesus left, he gave a commission to his disciples. And that commission was that he said to them, all authority has been given unto me in heaven and on earth. So authority means all power, the right to do has been given unto me, Jesus says. And then he says, go ye therefore. Because all authority has been given unto me, I am ordering you, I am commanding you to go into the world. Amen. And to do what? To make disciples of Jesus. Amen. And when people become disciples, you baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. It doesn't end there. And teach them to observe all things which I have told you. I have commanded you to do. So, wanneer ons 'n disipel word en ons word gedoop, dan ken ons nie alles nie. Maar ons is op die pad om meer van Jesus te leer. Ons het Jesus aangeneem as ons persoonlike saligmaker. We accepted Jesus for what he has done for us on the cross of Calvary, for that he is the one that cleanses our sins, and we accept that we want to follow his way. Yes. And then we go to the baptism, waar ons gedoop in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, and then we continue our learning. That is why in the Seventh-day Adventist Church, after you have been baptized, we go into various classes and we study certain chapters or certain themes throughout the quarter, throughout the year. Want ons gereeld moet ons leer en ons moet leer en meer van Jesus moet ons leer. Nicodemus was 'n man wat gehoor het Jesus preek en hy was deel van die Sanhedrin. En what Jesus taught touched his heart. And he said, man, I must come speak to this man. En hy sê vir homself, ek moet alles moontlik doen om hom te sien, maar ek is so 'n bietjie bangerig en skamerig. En hy kom toe na Jesus toe in die aand. Kom hy alleen en hy het 'n gesprek met Jesus. En hy vra vir Jesus, wat moet hy doen om die ewige lewe te kan erwe? Wat moet hy doen om 'n diepe verhouding met hom te hê? En Nicodemus praat met Jesus, en Jesus sê vir man, jy moet weer gebore word. En hy sê, Here, hoe kan 'n mens, if you are old, be born again? How must you go back the second time into your mother's womb and your mother give birth to you all over again? Now I know there's mothers that will say, yo, the first time was already so full of pains. I don't want to give birth to you the second time again. Jesus said, for verily, verily, I say unto you, if someone is not born out of water and spirit, as iemand nie deur water en gees gebore is nie, kan hy in die koninkryk
van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore het is vlees, and what is born out of the spirit is spirit. Now, I want you to remember these words. Kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie? Because these words has caused some confusion in the religious world. But Jesus says to him, man, if you are not born through water and spirit, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou, wat is hierdie ding doop? Doop beteken, die Griekse woord is baptisto. Wat beteken, baptisto, jy gaan onder die water. Jy word toegemaak met die water. Nou, jy weet, baie van ons hou ons aan roosynkies. Reg? Nou, roosynkie moet geswaal word. Nou, toe ek in Appington was, het ek die proses baie noukeurig dopgehou. Hulle vat die druiwetros en dan noem hulle doop dit in die swaal. En hy roosynkie, of daai druiwetros sak af en hy word totaal en al toegemaak. En dan word hy uitgehaal en uitgeskit en hy word of op die dorsvloer gegooi, or it is hanged in cupboards in the sun, and where it's either sun dried or in the cupboards where it gets dried. And I tell you, my brothers and sisters, the most nicest, you know, when you get in the packet the raisins, it's not the same coming from the original, out of the threshing floors or out of those cupboards. But it means to be covered. Baptizo, to be covered, to be totally under the water. Now, we learned this week that Jesus is our example in everything. Jesus did not know sin. Yet, he went to John the Baptist, his cousin, and he was baptized by John the Baptist. In fact, the Bible says when Jesus was baptized, the heavens opened, the Holy Spirit came down in the form of a dove, and God the Father spoke out of heaven saying, "This is my beloved Son, whom I am well pleased." So, at the baptism, Jesus, God the Son, was standing in the water. God the Holy Spirit came down, sat on his shoulder, and God the Father spoke out of heaven. All three were involved in the baptism. Amen. It is so interesting dat wanneer dit kom by belangrike dinge, is die Godheid betrokke. Toe dit kom by the creation of man, let us make man in our image. When it came to the Sabbath, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit were involved in creating the Sabbath. Dit beteken, aan die hele Godheid beklemtoon, bevestig die doop. In the form of a dove, you know, and that's why the elder singer says, on the wings of a snow white dove. God sent this pure sweet love. So Jesus is ons voorbeeld, dat hy vir ons sê, ons moet gedoop word. Ons moet onder die water kom. Now, what is so important about this? Why is baptism? Why is the symbol of baptism so important for a Christian? Now, in Acts chapter 22, verse 16, we read, en nou, waarom versuim jy? Staan op, ja, laat jou doop en jou sondes afwas. Terwyl jy die naam van die Here aanroep. Now, we all know that in the Old Testament, when you wanted the cleansing of sin, you had to bring a sheep or a goat or a dove to
the temple where it was slaughtered en die bloed is opgevang en dan moes daar 'n offer gedoen word. Maar Jesus kom en hy sê, nou kom ons gaan water toe. En ons word afgewas. Ons word skoon gewas. So, van ons weet ons, as ons vuil is, daar's, kyk, as 'n mens vuil is en jy wil gaan slaap, die tyrige sweet, as jy lekker om so te gaan slaap nie. And you get a bit of water, you have a little bit of water and soap. You just cleanse you a little bit, and then you feel, you must sleep like a baby. No, I mustn't say sleep like a baby. Because they say if you want to sleep like a baby, you sleep an hour and you cry an hour, you sleep an hour. Now you sleep. And baptism is you go under the water and you are washed, cleansed from your sins. Jou sondes word gewas. Nou kom Paulus en hy sê, hoeveel te meer as ons nou die bloed van die bokke en die stiere en die lammers gevat het, hoeveel te meer die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sondes met geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. So, we are baptized and our works that causes our death are washed away so that we can be alive in Christ. Amen. So, when I get baptized, my life actually starts. The joy of life actually starts because now I live in Jesus. Revelation chapter 5, 1, 5 and 6 says, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. So that water symbolizes the blood of Christ. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood of the Lamb. Amen. So when we get baptized, we are symbolically baptized in the blood of Christ. We are cleansed because blood symbolizes life. So when we come and we are cleansed, we are getting a blood transfusion. Our old life, we die off and we stand up in the newness of Jesus. En ons is gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. So now we become kings and priests. That is why when we get to heaven, we're going to receive a golden crown. Because we are kings and priests of God. We are elevated from sinners to kingship. Why? Because we have been washed by the blood of the Lamb. Johannes 3 vers 5 sê, hier is 'n antwoord vir waar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan. That means he cannot enter heaven. Why? Because we haven't accepted the redemption of Christ. And now we realize why Satan so messes with baptism. That he wants to bring in other types of forms to be baptized, because he knows when we understand what baptism is all about, we say, Lord, we want to be in your kingdom. Amen. En dit is ook so dieselfde met die Sabbat wat ons geleer het. Satan mors alles op, want hy weet selfs die Sabbat verwys na verlossing en na skepping. Galatians 3, 26, 27. Want julle is almal kinders van God
deur die geloof in Jesus Christus. I'm so glad I'm a part of the family of God. Ek word 'n kind van God. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. You know, our filthy rags are taken off, and we are clothed by the precious blood of the Lamb, the cloth of righteousness, wat Christus Jesus vir ons gee. Christus se geregtigheid maak my reg om in die hemel in te gaan. Ek word bekleed met Jesus. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Romeine 6:5 want as ons met hom saam gegroei het, deur gelykvormig aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sal word, en ons nie meer die sonde sou doen nie. So, when we are baptized, the old life is crucified to the cross. The old life of sin. That is why Colossians says, it has been, die skuldbrief word vastgenaal aan die kruis. Because our sins are nailed to the cross because Jesus died for us. Amen. And now we accept the crucifixion of Christ. And as we have been crucified with Christ, we will be raised with Christ in newness of life. Amen. The old mens, the things I used to do, I do them no more. Amen. So that's why when I go through the grave of baptism, I cannot still cling to my old life. I die it off because I die in Christ. The things I used to do, I do them no more. En weet jy, as ons net ons as mens, wat deep sea divers is. Ons hou mos daarvan om mekaar se sondes uit te gaan delf. Ons het daarvan sê, ja, hy wil nou vir hom so hou, maar ander dag, oh, praise the Lord, that when we go through this grave, man, the things that people used to think of us, we can say, praise the Lord, he's taken me from there to where I am today. The things I used to do, I do them not know. And it's not through me, it's through the blood of Jesus. Amen. Omdat ons weet, dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sondes eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewendes vir God. En ons Christus, Jesus, onze Heer. And that's why, my brothers and sisters, when we come to church, when we wake up in the mornings, we wake up with gladness because we are alive in Jesus. Amen. We cannot, you know, when we're on a sports ground, en our soccer or cricket or rugby or tennis or wat sport, as skreeuws, ja, atletiek skreeuws, ja, hallo, ja, son, dat is een lekker dag, but when it comes to Christ, nee, hier is ons lewendig in Jesus. Ons gaan nie hier op en af spring en dat, nee, dat is die lewendig wees. Ek is nie, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus. Want is die krag waarom ek is. And therefore, when I get baptized, I receive the power that there is in that blood. We are alive in Christ. Now you also understand, my brothers and sisters, that is why the Bible says, jy lewe al het jy ook gesterwe. Want jy sterwe vir 'n kort tydjie en dan kom Jesus, want jy is nou weergebore om lewend te wees vir God. Maar as gevolg van sonde, dan slaap ons net so 'n bietjie. En dan word ons wakker gemaak en ons word lewendig. Want dit is waarvoor ons gebore is. Om lewend te wees vir God. Furthermore, 1 Corinthians 12 and 13 says, when we are baptized, we become part of the body of Christ. En al die lede van een lichaam
Alles hulle baie, een liggaam, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Of jy Jood of Griek is of slaaf of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdringe. So my brothers and sisters, when we are baptized, we can become part of the family of Jesus, the body of Christ. And in this body of Christ, there is all shapes and sizes, all languages, all tribes, all kindred, all nations, all colors of the rainbow. We all are part of the family of God, and we unite in worshiping our God. There's no discrimination. Whether we are male or female, brown and yellow, black and white, they are all precious in His sight. And when we get baptized, we say brothers and sisters, because we are family. Why? Because many of us sometimes have to leave family. Sometimes need to make great decisions. And now we become part of a family that is there to support. So the church, enfeebled and defective though it may be, it's still the apple of God's eye. The church is the theater of God's grace. Nobody is perfect inside, but we all walk together to Christ. We take each other's hand en ons stap die pad saam na Jesus toe. Dus, die doop is belangrik. Want eerstens, dit was ons sondes af. Het geef ons 'n skoon gewete. Ons word koning en priesters van Jesus. Ek het 'n plek in sy koninkryk. Christus se lewe dek my. Ek is dood vir sonde en ek word deel van die liggaam van God. Nou wat gaan doop voor? What happens before I get baptized? Firstly, I must accept the word of Jesus Christ. Because in the word, I accept Christ. Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat tot sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op daardie dag omtrent 3000 siele toegebring. So, firstly, I must accept Jesus as my personal Savior. I must accept that His word has been given to me. That's why David would say, I have hidden thy word in my heart, that I might not sin against thee. So I accept Jesus. I accept His word in my heart. Secondly, gaan die hele wêreld en verkondig evangelie aan die ganse mense. So that is why we are commissioned to go and proclaim the gospel. Want is die woord van die Here wat ons moet uitdra. Die woord van die Here is soos 'n tweesnydende swaard. Hy sny deur mug en been en hy gaan tot die diepste van ons mens wees en dit bring ons tot 'n diepe verhouding met Jesus. Jy sien, as u die woord van die Here open, kan u nie dieselfde wees nie. Tweedens, u moet glo met u hele hart in Jesus Christus. Hy wat glo en hom laat doop, sorry for that is not so clear. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. So secondly, I must believe in Jesus Christ. Ek moet glo met alles wat ek het. Geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie gesien het nie. Dinge wat ons nie gehoor het nie. Maar ons hou vas, want hier binne in my het iets gebeur. Hier binne in my het 'n verandering plaasgevind. En ek wil Jesus in my lewe hê met alles wat ek het. Ek besef dat sonder Jesus beteken ek niks. Ek besef dat Jesus is die een wat my lei. Jesus is die een wat my dra. Sonder hom kan ek niks doen. Sonder hom, as ek bly in die moeilikheid, gaan ek in 'n verkeerde pad. Kom dan tot inkeer en bekeer julle deur. So dit beteken ek draai weg van die verkeerde en ek wil die regte volg. Kom dat tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word. It's no use I say I want to baptize but I still cling to the sin. No, I say Lord, make me free
of sin. Make me free of the things that is a hindrance between me and you. Breek die bande, Here. Ek kan nie, maar ek kom na U toe. Gee U my krag, want U sê ek is in alles in staat deur Christus Jesus wat my krag gee. Wie gaan my skei van die liefde van God? Gaan nie toelaat dat die dinge van die wêreld tussen ons en die Here staan? Nee, die Bybel sê, draai weg van daai verkeerde ding. 'n paar maande gelede het ek vir julle gesê, diegene wat vasgevang is in dwelms, jy weet baie mense sê, nee, jy moet bietjie afkom. Nee, breek. Dis moeilik, maar breek. Stap weg. En jy sal verbaas wees wat die Here met u kan doen. Vierdens, aan hulle vrugte sal hulle geken word. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. You see, my brothers and sisters, that short-temperedness will be changed to meekness. Daai hardheid, daai onemosionele hart, wat niks voel vir ander mense nie, sal verander word, dat ek sal sê, dis my broer en my suster. Die dinge wat ek gewoond was om te doen, dit wat ek my vrou geslaan, my man uitvloek en skel, daai goed gaan verander, want dit is die vrugte wat gedra word. Dit beteken, ek sien die verandering in iemand. As jy meer net jou mase aan jou, nee, die taal verander word. En van vloek, weet jy wat, ek gaan jou na Jesus toe vat. Die vloek verander in seën. Die sleg word goed, die slegte dade, die meer, die bekleierheid verander sê, jy weet, hy, ons kerkmense, die Here is dan genadig vir ons. Ons, baie kere kan ons soms so kwaad raak, sê, wacht, ek wil net baiekie uittrek hierso, dan gaan ek vir jou wys. Ek wil gewoon die Here uittrek. Nee, my broers en susters, aan die vrugte sal ons herken, ons stap weg. Ons gaan nie beklei om die hartse te skree, beteken nie, jy het 'n debat gewen nie. Jesus was kalm en rustig toe hy praat met mense. By the way we act, ons eerlikheid, ons opregtheid, ons getrouheid, ons vrugte sal ons ken. Hoe ons teenoor ons familie optree, die vrugte wat ons dra. En baie male moet ons kyk na onsself en sê, dra ek nog die godsvrug? Die vrug van die Heilige Gees, is dit nog deel van my lewe? Of het ek so gewoond geword aan 'n Christen lewe, dat dit nou net nog 'n lewe is, maar die krag daarvan is nie meer sigbaar. Now, how are you baptized? Because many times today, people have different ways of baptizing. Verskillende maniere. Sommige vat watertjies en gooi, sommige gaan vat vir jou na 'n rivier toe, of na 'n bad, en doop hulle vir jou 7 keer. Sommige mense wil jou hand verdrink met die voete hier buite spat. Sommige vat watertjies in 'n bakkie, en sommige vat babetjies en gooi hulle deur water. Wat sê die Bybel? Hoe moet daar gedoop word? Handelinge het vir ons verskillende voorbeelde. Jesus ook maar Handelinge op, en Handelinge 8, lees ons van die Ethiopiër en Filippus, wat ry op die koets, en die Ethiopiër is besig om die boek van Jesaja te lees. En hier kom Filippus langs hom gehardloop. En Filippus sê, verstaan jy wat jy lees? Hy sê, man, hoe kan ek verstaan as niemand vir my gaan verduidelik hier? En hy sê, stop, en Filippus spring in. En Filippus verduidelik vir hom die profesie van Jesus. En ek is die boek van Jesaja uit. En soos hulle nog ry, kom hulle by 'n plek waar daar baie water is. En
teen die doopers sê, man, daar is baie water. Wat verhinder my om gedoop te word? En Filippus sê, as jy glo met jou hele hart, is dit geoorlog, dan gaan ons so maak, my broer. En hulle stop. En hy sê, ek glo met my hele hart, dat Jesus Christus die Seun van God is. En hulle het gestop, en hulle albei het afgeklim in die water. Daar was baie water, en hulle albei het in die water ingegaan. Nou, die Jordaanrivier was die rivier waarin Jesus gedoop is, wat nou daar is, daar word nou nog mense gedoop in die Jordaanrivier, 'n groot rivier met baie water. Romeine 6, 3 en 4, of weet julle nie, dat ons almal, wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Dit beteken, dat wanneer ek gedoop word, word ek begrawe. Dis waarom die water dek my nou. My brothers and sisters, when we have funeral, and we come to the graveside, we close the coffin with sand. Of as hier in Appington is, dan gooi ons weer met klippe toe. Ons gooi nie die graf toe, want die deksel steek nog uit. Nee, ons maak toe. We close. So when you are dead, you lie down and you are covered with the sand. 6 foot 6. Yeah, Paul is saying, don't you know that we die with Christ? We go down and we are buried under the water. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. So, we are buried, but Jesus didn't stay in the grave. He arose from the grave. So, baptism is a celebration of the death and resurrection of Christ. Amen. So, as u die opstanding van Jesus wil vier, moet jy gedoop wees. Dit is te doen met Sabbat. Ons gaan nie keer op die opstandingsmôre nie. Nee, ons word gedoop, want dit is 'n viering van die dood en opstanding van Jesus. En nadat Jesus gedoop was, het hy daarin uit die water uit opgeklim. En met eens gaan die hemel oop, en jy sien die duif kom af. So dit beteken, 2 gaan in die water, baie water, 2 gaan in die water, die een sit die ander onder die water, want hy sterwe sy ou lewe af, en dan kom hy op uit die water. So daar is niks van 'n bietjie water wat gesprinkel nie, dit is, jy gaan onder die water, en dan kom jy op. Die ou lewe word begrawe, soos Jesus begrawe was. Dan kom die kandidaat na bo in die nuwe lewe in Christus. En dan sê dit beide uit uitgekom. Vandag word duisende der duisende mense daagliks gedoop in 'n nuwe lewe met Jesus. Jy weet, wanneer ons in Jesus gedoop word, en ons dan word ons babas in Jesus. Die nuwe lewe kom weer in my. En 'n baba stap mos nie so man nie. 'n Baba gaan mos eers kruip. En 'n baba gaan dan eers tot die goedjies opklim. En 'n baba maak nog foute, nog baie foute. En dan begin hy baba eers te stap. En net so met ons, wanneer ons gebore word in Jesus, beteken nie, ons ken alles nie. Nee, ons groei elke dag. En al is u al 20 jaar gedoop, 30 jaar, ons groei nog altyd in Jesus. Yes, amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Weet jy, ek is nog besig om vir my eie persoonlike studie die boek van Genesis weer te lees. Ja, ek het daar goed gelees
van die verhale van Abraham, Isaac en Jacob. Ek vraag myself nog, hoe het ek dit misgelees? Want het is amper soos die tekst er weer uitspring. Wat ek toch, as amper soos, joh, ek het nog nooit dit gelees nie. And the more I search, the more I say, yo, this is an awesome God. This is a mighty God we serve. And therefore, we become a child again, but we grow in Jesus. And when we are baptized, we become part of the family of God. God doesn't leave us like orphans. He brings us, and we as church members become family of the babies, and we must nurture and care for them. Not criticize. Nie oordeel en foute soek nie. Nee, ons vat met die hand en ons stap saam. Baie male wil ons net fout vind. Het julle gesien, hulle is nou gister op doopeltjie, wat vang hulle weer aan? Want ons allemaal ook deur een gees gedoop tot een lichaam. Of ons Jode, Griek of slawe, vrye mense is, en ons allemaal in een gees deurdrongen. We become part, and the love of Christ constrained us. We worship together, we sing together, we pray together, we praise together. Oh, what a day of rejoicing that is when we are in Jesus. Now, many times people ask the question, can I be re-baptized? You know, many times things happen in life. And we were perhaps baptized, but ons raak so die pad weer byster. Ons begin nou weer af te dwaal, of net weg te gaan van Jesus af. En ons begin nie meer te doen die dinge wat die Here wil hê ons moet doen nie. Of ek was dalk gedoop, maar ek besef nou dat daar was baie dinge wat ek nog verkeerd gedoen het. En ek wil 'n skoon gewete hê. En ek voel, ek moet weer my lewe teruggee aan die Here. Kan ek weer gedoop word? Ja? Die Bybel is ons maatstaf. In Handelinge lees ons Paulus en die manne loop deur die gemeentes. En hulle kom by 'n sekere groep aan en hulle vra vir die manne, as julle al gedoop? Hulle sê, ja, my broeders, ons gedoop deur die doop van Johannes tot bekering. Hulle sê, prys die Here. En hulle vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra vir hulle, maar wat 'n doop is julle gedoop? En hulle antwoord met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is Jesus Christus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Nou, hier is 'n beginsel, a principle that the Bible teaches us. And that is, we might have been baptized, but now we learn more things that we never even knew we had to observe. And we were not doing it. And now the Bible says, be washed again. There's no problem. Be washed again. So that you can be cleansed properly. Because you were ignorant and you can have a choice. You can be re-baptized, or you can say, well, I was baptized and I cling to certain things. But the Bible gives the principle, be re-baptized. Why? So you were once away from God, and now you hear the voice of God again, and you say, Lord, I want to come home. I want to be cleansed again. I realized that there were things I did that I knew I mustn't do.
So I sinned, but I want to come back again. Or I was a dedicated Christian, but there were things in the Bible I never knew. And now I've learned it, and I want to follow God all the way. And that's why Peter says, for a clean conscience. You know, I've many times spoken to people, and then they say, yeah, we were baptized. And they say to me, then they would say, but I want to be re-baptized again. Because those things of the past is still on my mind. Ek het nie 'n skoon gewete nie. Maar ek wil gewas wees, sodat ek skoon voor Jesus kan staan. Het niks te doen met die mense nie, dit het te doen met my en Jesus. And my brothers and sisters, when it comes to baptism, when it comes to be cleansed by the power of God, it's not a church thing. It's not a family thing. It's between me and God. Amen. It's my relationship with Jesus. And that is why the baptism is the death of Christ. But not just the death of Christ, but there's a smaller baptism and we call it communion. And then many times we don't want to say, nee, ek het nie lus vir nagmaal nie. Nee, ek wil nie nagmaal vat vandag nie. Nee, my broers en susters, as ek wil sê, nee, ek wil nie nagmaal vat nie, dan is ek eintlik besig om te sê, ek aanvaar die dood van Jesus. And that's the second thing. As ons die dood van Jesus wil vier, is dit die doop en die heilige nagmaal. Want die heilige nagmaal word ek geroep om eers myself nederig te maak voor Jesus, deur dat ons mekaar se voete was, en dan kom ons nagmaal tafel toe. 1 Korintiërs sê Paulus, dat ek het van die Here ontvang, want ek het heilig oorgelewer. En die nag waarin hy gewaai het hy brood geneem. En dan het hy gedank en het gebreek en gesê, neem dit, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtes. Daarin in die beker, dat net so het hy ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtes. So, the communion table is a celebration of the death and resurrection of Christ. So, if I want to celebrate the resurrection of Christ, I have baptism and I have communion, not a new day of worship. That still belongs to the seventh day, Sabbath, which God instituted as creator and as redeemer. Want so dit is julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. And you know, one of the first things we're going to do, and I believe on the first Sabbath, because Jesus said, when he did the communion with him, he said, I will never partake of this communion until we're in heaven. And I firmly believe that on that new Sabbath, the first Sabbath in heaven, we can have communion with Jesus. The celebration of the death and resurrection of Christ. Now what about babies? Can you remember that in the beginning I read and I said, the Bible says that we will not enter heaven if we are not baptized. So then, and last night we did tradition. Then the church came again and said, hey man, what about our babies? What if they die and they're not baptized? Dan beteken dit dat hulle ook nie hemel toe gaan nie. Want die Bybel sê as jy nie gedoop is, kan jy nie hemel toe gaan nie. So, die beste is, kom ons doop ons babas. Kom ons besluit om babas te doop. En daar begin besprinkeling. Eers is babas geneem en in 'n bad deurgedruk. Toe laat hulle sê nee, dis te veel. Ons vat sommer so heilige water en gooi dit op die baba, as die baba gedoop. As dit wat die Bybel sê.
Jy sien, Jesus is vir ons die voorbeeld in alles. Jesus het daar gesit, en terwyl hy preek, kom die maas met hulle kinders, babietjies, na Jesus toe. En die disciples sê, ja, nee, die meester is besig. Nee, moet nie hierdie kinders nou uit te bring nie. En ons lees dit in Markus 10, ons sê, nee, Jesus is besig, hy het nie tyd vir kinders nie. Want hulle wil gaan dat Jesus met hulle aanraak en vir hulle seën. En hy sê vir hulle, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. And therefore, children will be in heaven. Don't we read in Isaiah that children will play at the holes of snakes? Yes. Dis die lewe van die ouers wat kinders nou dink. Kinders word gered deur hulle ouers se lewe. En Jesus sê, aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. So kinders word nie weggewen nie, want jy sien, die kind van u moet groot word. En hy moet die voorbeeld van ouers sien, en hy of sy moet self die woord en Jesus aanneem as hom of haar persoonlike saligmaker. Dis waarom, wanneer 'n kind 12, 14 is, en daardie kind besef dat wat Jesus vir my gedoen het aan die kruis van Golgotha, moet nie u kind verhinder om gedoop te word. Jesus roep ons na hom toe. En hy het hulle almal geneem, die kinders, en hy het die hand op hulle gelê en is geseën. Dis waarom Jesus is altyd die voorbeeld. Babas, kinders, neem ons in die hande en ons seën hulle. En wanneer daai kind groot geword het, moet daai kind besluit, sy eie besluit maak vir Jesus. Dit was slegs in 1311 in die Raad van Ravenna wat besprinkeling aanvaar was as doop. 1300 jaar na Christus. Toe kom die kerk en sê net kom ons besprinkel. Gaan ons tradisie volg of gaan ons die woord van die Here volg? En dit is waarom Titus sê, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Een Here, een geloof, een doop. Amen. Voel jy vanaand soos 'n gevangene in sonde vasgevang? Voel jy dat dit tyd is om los te kom? Voel jy dat die Here met u hart spreek en sê, my seun, my dogter, gee my jou hart, dat dit tyd geword, dat ons die saak uitmaak, dat jy vry kom, nie vir alles nie, maar vir 'n goeie gewete, dat ons skoon kan wees voor Jesus. Paulus se woorde is, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en die tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Jesus is ons voorbeeld in alles. Dis waarom vanaand, my broers en my susters, wil ons nie Jesus se voorbeeld volg nie. Hy het nie sonde geken nie, maar hy is gedoop as 'n voorbeeld vir ons vanaand. Vanaand, is daar miskien iemand wat sê, Here, dis tyd dat ek my saak met U moet regmaak. Dis tyd dat ek ophou herwaarts, derwaarts. Dis tyd dat ek U volg. Dis tyd dat ek my lewe oopmaak. Dis tyd dat ek 'n skoon gewete kry. Dis tyd dat ek gewas word in U kosbare bloed en wandel in U weë. Dis tyd dat ek deel word van die liggaam van God. Vanaand wil ek vra, is daar miskien iemand wat eens met die Here gewandel het, wat gedoop was, maar die lewe het ewe ander draaie weer laat loop.
dat jy afgedwaal het en weggedwaal het van die Here af. En vanaand hoor jy die roepstem van die Here tot jou hart en sê, my seun, my dogter, gee my jou hart, kom terug na my toe. Kom word gewas. En ergens in die toekoms wil jy sê, Here, ek wil weer gedoop wees. As daar miskien iemand is wat gedoop was, en wat vanaand wil sê, Here, ek wil weer gedoop wees. Ek wil skoon gewas word as gevolg van lewensomstandighede wat my weggeneem het van U. Ek wil weer terugkom na U toe. Maar as daar so iemand is, wil U nie vanaand U hand opsteek. Om te sê, Here, ek wil terugkom, prys die Here. Ek wil terugkom na U toe, prys die Here my broer. Ek wil terugkom, prys die Here my broer. Ek wil terugkom na die Here, prys die Here my suster. Hou U hande op. As daar miskien iemand wat wil sê, ek was nog nooit gedoop nie, maar ek wil gewas wees. Ek wil Jesus ten volle aanneem. As dit U verlange is vandag, wil U nie U hand opsteek vandag. Om te sê, Here, ek wil skoon gewas wees. Ek wil 'n nuwe lewe in U begin. As dit so iemand is, wil U ook nie U hand opsteek nie. Sê, Here, U ken my lewe. Prys die Here, prys die Here, vir sy weldaad in ons harte. Ek gaan vir U vra nou om 'n bouding te doen. Wil U nie staan, sodat ons vir U kan bid. Ek kan staan en sê, Here, ek wil oorgee. Ek wil alles vir Jesus gee. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, U ken ons harte. U ken ons stryde. U weet ons ingang en ons uitgang. Daar's niks wat ons vir U kan wegsteek nie. Dankie dat U genade groot is, dat U goed is en dat U red tot die uiterste. O Here, ons begeerte vanaand is dat ons skoon gewas wil wees. Dat ons 'n nuwe lewe met U begin en soos my broers en my susters opstaan, jonk en oud, om te sê, Here, hier is ek. Ek wil alles aan U gee. Mag U hierdie besluit in die Lamsboek opskryf. En mag Here hulle begeerte, hulle verlange waar kom sodat hulle deel kan word van die familie van God, maar ook gereinig word deur U kosbare. Alle lof en prys en dank kom aan U toe. Skepper van hemel en aarde, gewer van alle goeie gawes en gewer van lewe. Mag U dus dan hulle lewe nou neem. Mag U 'n laar rondom hulle trek, want Here, Satan is nie gelukkig nie. En mag U die stryde van Satan nou eenkant plaas. En mag U vir Satan sê, dis my kinders. Ja Here, die wêreld gaan dit de mekaar vir hulle wil maak, maar mag hulle staan vir Jesus. En weet dat as U vir hulle is, wie kan teen hulle wees? Dan mag daar nog anders wees wat in stryd is. O Here, ons vra dat U Gees met harte sal werk. Vir daardie nuwe lewe wat ons in Jesus kan hê. Hou ons in die holte van U hand. Seën ons, dek ons en dra ons in Jesus naam. Amen. Baie dankie broers en susters dat julle verstaan, en ek weet die ouderlinge het gevat, die name geneem en ons sal met julle gesels. Mag die Here een in die hand ken van ons seën en bewaar. Môreoggend gaan ons 11 uur met mekaar. Hier is ons begin al diegene 9:30 met Sabbatskool.